Môre julle. Ons is nou weer op 'n Woensdagoggend en ons kuier lekker saam hierso by Tussen Koffie en Genade saam met my Lisel van Sail. So kry jy 'n lekker koppie koffie en kom kuier die volgende 2 ure saam. Die afgelope tyd praat ons 'n bietjie oor 'n nuwe jaar en 'n nuwe begin. En om by sukses uit te kom en hoe om 'n vervulde lewe te lewe. En dit is so belangrik, wanneer mens by hierdie dinge wil uitkom, moet mens sekere goddelike beginsels verstaan en natuurlik daarin wandel. So vandag gaan ons 'n bietjie praat oor, wat is die motief van jou hart en wat is dit wat jou dryf? Doen ons dit regtig vir die Here? Of wat is daai geheime motiewe wat ons in ons harte ronddra? Hoekom is dit wat jy doen? Of hoekom doen jy wat jy doen? En wat is die ware motief in jou hart? Is dit miskien om rykdom na te strewe, aansien? Dalk wil jy meer mag hê. So jou motief dryf jou aksies en op die ou ende draai alles om jou motief van jou hart. So as jy iets doen en die Here is nie die middelpunt van dit nie, gaan dit jou verseker 'n duur prys kos. Dit is eenvoudig net nie die moeite werd om dinge te probeer aanpak buite God se wil nie. Jy kan dalk nou aansien hê en jy kan dalk nou baie belangrik wees, maar eendag gaan jy dan agterkom, weet jy wat, hierdie lei tot niks en dit is ook maar net leeg. Gaan lees maar net Prediker en dan gee daai vir ons al die antwoorde. So, kom luister gerus saam waar ons 'n bietjie gaan praat oor, wat is die motief van jou hart? Ons gaan net so vinnig 'n breek vat. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie oor, hoekom doen jy wat jy doen? Doen jy dit vir die Here of doen jy dit om aansien te hê by mense? So wat is daai motief? So kom ons lees 'n bietjie wat sê Kolossense 3 vers 17 vir ons. And whatever you do, no matter what it is, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, and dependence upon His person, giving praise to God the Father through Him. Onthou altyd om jou motief te check. Van die oomblik wat jou fokus skuif van, word ek raak gesien deur mense of doen ek dit vir die Here, dan kom daar 'n ongelooflike groot geestelike deurbraak as ons net daai beginne besef. Wanneer ons regtig beginne kyk en sê, luister, doen ek dit wat ek doen om die Here te verheerlik? Doen ek dit vir sy koninkryk? Doen ek dit want ek weet dit is wat die Here van my verwag? Of doen ek aksies want ek dink ek gaan populariteit kry by mense, of mense gaan na my dink ek is nou baie oulik? Want onthou die oomblik wanneer ons kies om dit te doen vir die Here, is dit ek wil amper sê die ultimate sacrifice. En dit is wat dit beteken om in jouself te sterf. Want nou gaan dit nie meer oor my eer nie. Dit gaan nie meer oor wie sien my raak nie. En dit gaan nou nie eers oor wie is ek nou eintlik, of ek nou hierdie influencer is of nie. Want dit is wat ons moet kyk. Wat is die regte motief van my hart? Want in vandag se lewe is dit vir my so hartseer om te sien, daar is soveel meer influencers, soos ons nou praat oor influencers, en mense wat opinies het, en ander mense wil lei met raad, en allerhande wyshede, en met hulle opinies, en hulle wil ander mense help op die pad, maar hulle self is nog nie eers op die pad nie. Want hulle doen dit absoluut vir een rede, en dit is vir hulle self, vir wat, hulle doen dit uit menslike wysheid uit, en dan gaan mens nooit regtig kan deurbreek in die volgende level van goddelikheid, en daai ultimate lewe wat die Here vir ons in store het, ons wil daarby uitkom. So kom ons lees 'n bietjie Efesiërs 6, en dan gaan ons van vers 6 tot 8 lees. Not in the way of eye service, as if they were watching you, and only to please men, but as servants and slaves of Christ,
doing the will of God heartily and with your whole soul, rendering service readily with goodwill, as to the Lord and not to men, knowing that for whatever good anyone does, he will receive his reward from the Lord, whether he is a slave or free. So dis hoekom dit so belangrik is, dat ons ook net weer eens moet besef, wat is die ware motief van my hart? En dit is ook presies hoekom ons met tye in 'n seisoen ingaan, waar die Here ons inlei om alleen te wees. Waar jy letterlik voel, niemand sien raak wat ek doen nie. Dis half behind the scenes. Jy doen dinge wat mense nie noodwendig vir jou gaan eer gee nie. Mense nie noodwendig vir jou accolades gaan gee en sê, wow, jy's fantasties, kyk wat doen jy. Wow, ek bewonder jou, ek wil soos jy wees. En dit is wat almal na smag, en ons gaan nou 'n bietjie praat hoekom ons daar uitkom, maar julle, as ons so gaan lewe, gaan ons dit mis. So almal, as hulle regtig, as mens praat van true warriors, nee, mense wat geestelik opstaan en in autoriteit opstaan en sê, Here, ek lewe nie meer vir myself nie, ek lewe nou vir U. Daar gaan 'n tyd wees wat jy uiters alleen gaan wees, wat jy alleen moet staan, want jy moet leer om sonder mense se aansien te kan staan, ten spyte van wat jy ervaar in jou lewe om jou. Want in alles wat jy doen, moet jy vir jouself 2 vrae vra. En ek gaan nou by die 2 vrae uitkom. Maar eerstens wil ek 'n bietjie praat oor jou hart. En jou kondisie van jou hart. So in Matteus 6 vers 21 sê dit vir ons, for wherever your treasure is, there will your heart be also. So met ander woorde, dit wat jy bewaar in jou hart, dit is wat jou treasures gaan wees. Dit is wat jy nog gaan streef. En ons praat nou al 'n hele ruk oor jou doelwit en wat is jou why en hoekom doen jy wat jy doen? Want dit wat jy in jou hart stoor en dit wat jou hartsbegeertes is, dit gaan uit jou hart uitvloei en dit bepaal jou hele lewe. So kom ons lees 'n bietjie Spreuke 2 vers 7. En hierdie is 'n fenominale skrif. En hierdie is een van daai secrets wat die Here vir ons wil gee, as jy 'n ware warrior is, nie? Hy sê, is nou Spreuke 2 vers 7. He hides away sound and godly wisdom. Hoor wat sê dit? He hides away. So hy steek dit weg. And he stores it up vir wie? Kom ons kyk vir wie stoor die Here dit op. Hy sê, he stores it up for the righteous, those who are upright and in right standing with him. He is a shield to those who walk upright and in integrity. So baie mense lewe of dink hulle is Christendom, maar hulle lewe dit nie uit nie, want hulle harte sê nie dit nie. Hulle sê hulle dien die Here. Hulle sê ek is lief vir die Here. Hulle wil al die beloftes sê wat die Here vir hulle instoor het, en hulle quote al hierdie skrifte van ek het goeie planne vir jou, en hulle quote skrifte, maar hulle hart is nie by die Here nie. Want die Here steek regte wysheid weg vir die wat op opregtheid voor hom wandel en 'n lewe van repentance lewe, wat die heeltyd gaan en sê, Here, check my motiewe van my hart. Wat gaan in my hart aan? Is U eerste in my lewe of doen ek hierdie vir my eie gewin? Nou as mens net verder gaan in Spreuke, en dis nou Spreuke 3, en ons gaan so 'n paar skrifte hier in Spreuke nou lees. Spreuke 3 van vers 4 tot 5 sê weer vir ons, so shall you find favor, good understanding, and high esteem in the sight of and judgment of God and men. So hoe gaan ons dit kry? Is deur die volgende, en dis die beginsel wat hy vir ons hier wil deurgee. Lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight and understanding. So voor jy enige iets doen, soos ek nou gesê het, is daar 2 vrae wat jy self moet vra. En die eerste vraag is, wat is die motief van my hart? Hoekom doen ek wat ek doen? Want op die ouende is daar net 3 motiewe. Die eerste ene is uit selfsug,
eie eer, eie roem, om self iets te bereik. So dis absoluut selfgesentreerd. Die tweede motief is people pleasing. Jy doen iets want jy voel gedwing om dit te doen. Jy voel skuldig en dan doen jy iets uit obligation, nie uit gehoorsaamheid wat die Here vir jou sê nie, maar jy doen dit om mense se eer en se guns te kry. En dan natuurlik die derde motief. En dit is om dit te doen want jy is lief vir die Vader en die Here het gesê jy moet dit doen. So ja, jy gaan baie keer moet nee sê, omdat jy weet my motief is as ek die ding nou gaan doen, gaan ek dit doen oor obligation. En dan is dit nie vir die Here nie, ek doen dit dan vir mense. En onthou, wanneer ons regtig in die ware liefde van God wandel, hoekom moet enige iemand jou dan dwing om iets te doen? Hoekom is daar skuldgevoelens om jou te dwing om iets te doen? Dan is dit mos manipulasie, dan is hulle motief ook mos dan nie reg nie. So kom ons lees 'n bietjie dan ook wat sê Spreuke, en ons gaan 'n bietjie verder weer. Die volgende hoofstuk in Spreuke is Spreuke 4, vanaf vers 21 tot 23. Nou praat hy hierso van sy seuns en hy sê van al die lering en al die instruksies en die beginsels wat hy vir hom gee. Nou sê vir my, moet dit nie vergeet nie. Nou kom ons begin by vers 21. Let them not depart from your sight. Keep them in the center of your heart, for they are life to those who find them, healing and health to all their flesh. En dan kom hy by die kruks van hierdie beginsel, en dit is die senter waaroor dit gaan, en dis nou presies waarvan ons praat, en ons ken almal hierdie skrif. Maar dan sê hy, keep and guard your heart with all vigilance, and above all that you guard, for out of it flows the springs of life. En dit is hoekom dit so belangrik is om altyd te sê, beskerm my hart. Wat is die kondisie van my hart? Here, mag my hart suiwer wees en deur 'n suiwer motief. Nie good intentions nie, of nie, ek dink dit sou die regte ding gewees het nie, maar 'n suiwer motief. Wat jy weet dit kom uit die motief van, dis wat die Vader van jou verwag. Dis die eerste ding wat ons moet vas lê. Die tweede vraag wat ons dan moet vra is, ten koste van wat doen ek dit? Want jy sien, die wêreld wil ons vryheid steel. Die wêreld wil ons autoriteit steel. Die duiwel wil partymal jou planne kom steel en jou destiny kom steel. En dit is hoekom dit so belangrik is om die heeltyd te veg vir die waarheid. Nie vir weelde en gemak en net om lekkere lewe te hê nie. Partymal moet ons deur moeilike besluite neem en deur 'n moeilike seisoen gaan, maar ten spyte van iets wat besig is om te gebeur in ons lewe. So ons moet die hele tyd vra, ten koste van wat doen ons iets? Want baie keer doen ons dit ten koste van ons gesondheid, ten koste van ons gesinne. Huwelike waar man sekere besluite neem ten koste van sy vrou. Die vrou waar sy besluite neem ten koste van haar man, want sy dink nie die gevolge van my besluite en wat die impak sal wees vir my kinders, vir my man, vir my gesin nie. En dit is wat Lukas 14 so mooi vir ons verduidelik, en ek lees vanaf vers 28 en ek gaan vers 29 ook vir ons lees. For which of you wish to build a farm building does not first sit down and calculate the cost to see whether he has sufficient means to finish it? Otherwise, when he has laid a foundation and is unable to complete the building, all who see it will begin to mock and jerk at him, saying, "This man began to build and was not able of worth enough to finish." So ons moet die heeltyd, jy moet die bereken die koste, ten koste van wat doen ek, wat ek doen. So, kom ons kom met gou weer by die twee vrae. So, in alles wat jy doen, vra vir jouself in die eerste plek, wat is die motief van my hart? En tweedens, ten koste van wat doen ek, wat ek doen. Ons gaan net so vinnige breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat weer oor die doel, en hoekom ons dinge doen, wat ons doen. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat nou 'n bietjie oor, wat is die motief van my hart?
En nou gaan ons weer bietjie terugkom by die doel. Ons het nou laasweek ook bietjie gepraat van purpose en om te verstaan wat die purpose, om te verstaan wat die doel is van iets wat jy doen en hoekom doen jy wat jy doen. So is ons hier om onsself te promoveer, so self-promoting. Of is ons hier om God te promoveer? Want soveel mense doen wat hulle doen, want hulle wil guns by mense kry. En dis hoekom hulle oorgaan in performance. En wat die hartseer van dit alles is, dis gewoonlik uit 'n hart van verwerping. Want jy was dalk op skool geboelie, of mense het vir jou gesê, jy kan dit nie doen nie. Ouers wat oor kinders gepraat het en gesê, you don't have what it takes. Almal van ons was eers al in ons lewe in 'n situasie waar ons verwerp was deur mense, waar ons uiters seer gekry het, waar mense ons in ons rug gesteek het, waar mense ons te nagekom het, en elkeen van ons moet deur hy pad werk, en ons moet almal by 'n plek van genesing uitkom, waar ons op die ouende besef, maar Here, op die ouende kry ek my sekuriteit, my vastigheid en my identiteit in wie U sê ek is. Nou, baie mense kom tot bekering, of hulle kom deur 'n lewe en dan kom hulle tot bekering, maar dan hanteer hulle nie altyd hierdie hart van verwerping nie. En as jy nie verwerping by die wortel en tak gaan uitroei nie, gaan hy verseker vrugte opdra. En dan gaan verseker takke opkom, en dit gaan nie altyd goddelike vrugte dra nie. En dit kan so gevaarlik wees. Want jy kan tot bekering kom, jy kan lief wees vir die Here, jy kan, wat 'n fantastiese, jy kan 'n missionary wees, jy kan kampe hou, jy kan 'n pastoor wees, jy kan 'n sanger wees, jy kan allerhande uitreikings doen vir die Here, maar as jy nie met die root of rejection gedeel het nie, gaan daar ander vrugte saam met dit opkom. En dan gaan altyd 'n mate wees van mense moet my erkenning gee en ek doen dit. Ek doen my goeie werk want ek voel ek moet iets bewys in die lewe. En dan op die ouende gaan dit nie oor die Here se eer nie, maar oor my opinie en my eer en my aansien. Dis vir my so hartseer nou die dag, toe kyk ek so storie van 'n kunstenaar wat toe sy lewensverhaal vertel. En ek moet sê, ek ken hom nie so goed nie, want ek het nie eintlik na sy musiek geluister nie, maar dit wat ek gehoor het was vir my maar baie onder die belt, kan ek sê. Ek het gedog, hierdie mannetjie is 'n bietjie rof vir my. So, maar never mind dit. Toe hy nou sy lewensverhaal vertel, toe begin dit net te getuig, en hy's van die begin tot die einde, sit die Here voor, die Here agter, en ek sê, wat? Dien hierdie ou die Here? Ek was so opgewonde toe ek dit hoor. Maar nou kyk ek na die vrug, en ek kyk hoe tree hy op as hy nou voorbeeld 'n show doen. En hoe hy sing. Nou sê hy, die Here het vir hom die talent gegee, en hy sê nou die Here het vir hom die ability gegee om te doen wat hy doen, en hy doen dit tot eer van die Here. Maar die boodskap wat hy dra op die verhoog, is glad nie whatsoever goddelik. Dis eintlik baie sensueel, en is baie trek hemp uit, wys lyf, die liedjies, die woorde, is alles half bietjie suggestief, kan ek sê. En dan dink ek, my vriend, daai is verseker nie verheerliking van die Here nie. En dis nou presies waarvan ek praat, want as jy sy storie hoor jy hoe erg geboelie was sy. En nou is die motief, hy dink hy doen regtig dit vir die Here. Maar eintlik op die ouende is dit om te sien eintlik hoe oulike mens is ek. Kyk, ek kan dit doen. Ek wil vir almal bewys hoe oulik is ek en hoe kan ek dit doen. En weet julle wat? Jy kan op, soos ek sê, uitreikings gaan. Jy kan kampe reël. Jy kan 'n pastoor wees. Jy kan in 'n bediening wees. Jy kan tot 'n beraader wees. Maar as jou hartsgesindheid nie is om eerstens God se koninkryk te soek en sy eer bo jou eer te stel nie, gaan daar altyd 'n mate van self-promotion in wees. En jy gaan die heeltyd nie goed genoeg voel nie. En jy gaan die heeltyd voel, ek werk so hard, want daai tipe persoon sal nou sit en almal se comments luister. En wat mense van my sê, en wat mense se opinies is. Weet jy wat? Jy moet doen wat jy doen. Maak nie saak wat
een mens vir jou sê nie. Soos laasweek het ons nou gepraat van bemoediging en hoe belangrik bemoediging is. Ja, en daai woorde is verseker belangrik, maar aan die ander kant kan ons nie gaan om dit te doen, om die eer en die respek by mense te kry nie, maar ons moet dit doen eerstens by die Here. Ja, ons kry partymal aanmoediging en ja, daar's mense wat ons ondersteun, fantasties en is goddelik. Dis daai ding van ons moet almal in eenheid wees. Ons moet in one mind wees. En dan kan ons saamwerk om God se koninkryk te bevorder. So ons bemoedig mekaar. Kom aan Boeta, ek sien jy swak. Ek sien jy kan nie nou aangaan nie. Kom ons help mekaar. Want op die ouene is ons God pleasers of is ons people pleasers? Doen ons dit om ons eie eer te kry of doen ons regtig dit? Here, my motief van die hart is om dit vir U te doen. Nou Galasiërs 1:10 sê dit vir ons baie duidelik. Now am I trying to win the favor of men or of God? Do I seek to please men? If I was still seeking popularity with men, I should not be a bondservant of Christ. So julle, om 'n people pleaser te wees, in performance in te gaan en self-promoting te doen, gaan verseker jou destiny vernietig. Ja, jy gaan dalk nou populêr wees. En luister, jy kry jou Britney Spears en jou Beyoncé's en daai mense wat letterlik, hulle sê letterlik, hulle dien nie die Here nie, so hulle worry nie wie en wat nie, en hulle soek populariteit, en dis wat hulle moet doen, want hulle weet nie van beter nie. Maar aan die ander kant, ons wat kinders van die Here is, soek ons populariteit by mense, of gaan soek ons dit by die Here? Kom ons lees bietjie wat sê 1 Korintiërs 9 vers 22. En hierdie wil ek nou bietjie in konteks sit, want mens kan partymal voel jy moet aanpasbaar wees om mense te beïndruk. Nou hier's 'n stuk wat Paulus hier skryf. Nou hoor gou-gou bietjie wat hy sê. En dan gaan ons dit nou mooi in konteks plaas. To the weak, wanting in discernment. So mense wat nou nie verstaan nie, hulle is nie so slim nie, hulle verstaan nog nie hoe werk die geestelike lewe en al die klas van dinge, of wat ook al. Hy sê, I have become weak, wanting in discernment, that I may win the weak and overscrupulous. I have, in short, become all things to all men, that I may be all means at all cost and in any in every way, save some by winning them to faith in Christ Jesus. Nou hierdie kan mens dadelik voel, luister, nou moet ek alles vir almal wees, so ek moet nou in die bar gaan sit, ek het saam met die manne gaan syp en 'n paar klippies gooi, dan gaan ek hulle nou wen vir die Here. Ek moet nou na die stripklubs toe gaan en ek moet nou daar met die dansers gaan praat, want ek moet hulle nou wen vir die Here. Nie dat ek sê dis verkeerd om uit te gaan om daar te gaan bedien nie. Fantasties, maar ek kan nie saam met hulle die sonde praktiseer terwyl ek hulle wil bedien nie. Nou ons gaan nou by daai skrif uitkom. Wat hy hiervan praat is, ek word vir arme mense, maak ek of ek niks het nie. Bedoelende, as jy wel af is en jy werk met iemand wat minder as jy het, dan maak jy nie of jy beter is. En jy, ek is so wel af, jy's nou my onder met my nie. Jy kom op hulle vlak. As jy met mense werk wat, soos ek sê, gebreke het, wat nie so slim is nie, wat minder af het, jy's beter af as ander mense, maak jy of jy nou beter is, of gaan jy en jy word vir hulle wat jy nodig het om hulle harte te wen. En dit is waarvan hy praat. So ons moet hierdie in konteks sit. Dit is presies daarvan, almal is net mense. En ons moet probeer konnekteer, en al is hy 'n sondaar, en al is hy van die pad af, te kyk, waar kan ek met hierdie ou konnekteer as ek 'n geleentheid het om hom te wen vir die Here. Maar aan die ander kant, en dit staan weer vir ons terug in Kolossense 1 Korintiërs 8 vers 9, sê hy ook die volgende, en dit bring dit vir ons in konteks. Hy sê, only be careful dat dis, hy praat van liberty, en hy sê, ons is nou vry om te doen net wat ons wil, nee? Dis eintlik wat hy daar sê. Maar dan sê hy, in watse mate? Kom ons hoor wat sê die Bybel. Only to be careful that this power of choice, the permission and liberty to do as you please, which is yours, does not somehow become a hindrance, cause of stumbling to the weak and overscrupulous.
giving them an impulse to sin. So met ander woorde, ons moet nooit uit lyn uitgaan en saam met die mense sondig. En ja, nou wil die mense hê ek moet wille liedjies sing want dit is nou die tunes wat nou populêr is. Nou sing ek hierdie wille tunes want ek dink ek gaan mense wen, maar nou gaan ek ook uitdra dat ek 'n Christen is saam met dit. Nee, want hy sê dit gaan 'n struikelblok wees om nou saam met die mense te gaan drink en dronk te word en na nightclubs toe te gaan en te party en ecstasy te gebruik. Gaan jy mense so kan red? Nee, jy moet juis wys dat jy daai goed nie meer nodig het nie, want die Here is nou jou bron. Want die meeste van hierdie coping mechanisms wat ons van praat, van byvoorbeeld rook, vape, drink, pille, jy noem dit, daar's hordes dwelms, daar's hordes coping mechanisms. Dis 'n verplasing vir dit wat jy plaas waar die Here eintlik jou sekuriteit en sos moet wees. So dan beteken dit ook, daar's nog 'n deel in jou wat nog so seer is, wat nog so gebreek is, wat jy moet wegdrink, wegwyp, weg pille drink. En dit is swaarseer, want dit is nie 'n manier om te lewe nie. Soveel mense sal oor kompromie aangaan om populêr te wees. Want aan die een kant sê hulle, luister, ek is 'n kind van die Here, maar dan kom hy saam met sy ander vriende wat dalk nie die Here dien nie, en hy kuier net so hard saam soos hulle, in plaas van om in daai situasie juis 'n stand te maak. En te sê, weet jy wat, ek het nie 'n probleem met nou en dan 'n wyntjie te drink en ons het gaan uit en ons eet nou lekker Sondagmiddag en ons drink 'n wyntjie. Maar nou dat ek saam met 'n kuier is, gaan ek intentioneel sê ek gaan nie nou drink nie, want ek wil vir die mense wys hoe dit is om nog steeds lekker te kuier sonder drank. Dis nou net 'n praktiese voorbeeld, maar hierdie is hardcore staf wat ons moet oor praat. So kom ons lees 'n bietjie in Lukas 6 vers 26. En dit is nou wat Jesus sê oor populariteit. Woe to you, when anyone speaks fairly and handsomely of you and praises you, for even so the forefathers did to the false prophets. So dit sê nie eintlik dat jy 'n goeie mens is en op die regte pad is en baie oulik is as mense die hele tyd jou praises sing nie. En ons kan nie vir 'n oomblik op dit gaan om te meet of ons goed genoeg is of nie. Ons moet weet ons is goed genoeg omdat ons oop staan voor die Vader. Ons staan in repentance voor die Vader. Ons kies intentioneel om die regte goed te doen. En ons kies om nie die Heilige Gees te hartseer te maak nie. Ons kies om dit wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis te vat. As Jesus het 'n prys betaal, ek gaan dit nie ligtelik opneem nie. En ek gaan nie dien met alles wat in my is. Want as jy nie gaan weet wat daai doel is nie, en jy gaan nie daai verstaan nie, dan gaan jy die hele tyd hopeloos voel, jy gaan oorweldig voel, jy gaan waardeloos voel, en dis hoekom jy dan jou populariteit en jou aansien by die mense om jou gaan soek. Kom ons lees net gou-gou 'n laaste versie, en dan gaan ons weer 'n breek vat. En dis in Matteus 12 vers 25, Matteus 12, 25. And knowing their thoughts, he said to them, any kingdom that is divided against itself is being brought to desolation and laid waste. And no city or house divided against itself will last or continue to stand. So jy moet seker maak dat jou hart nie halfpad in die wêreld is en halfpad vir die Here is nie. Of jy is vir die Here en alles wat jy doen, sê en dink wys die vrug van dit, of jy is in die wêreld maar jy sê net jy is 'n kind van die Here. So wat is die motief van jou hart? Gaan ondersoek dit en sê, Here, as ek dit nie voluit lewe nie en ek doen dit nie, en jy weet op hierdie stadium lewe jy so een voet in die wêreld, een voet by die Here. Repent vandag en sê, Here, ek wil dit nie meer doen nie.
Want jy gaan nooit 'n vervulde, gelukkige lewe hê so nie. Jy gaan altyd met skuldgevoelens sit. Jy gaan altyd voel daai conviction gaan jou die hele tyd convict en ons wil nie daai lewe nie. Ons wil in vryheid lewe en in oorwinning lewe. En ons wil wees meer as dit wat meer as oorwinnaars wil ons lewe in Christus Jesus. Ons gaan so vinnige breek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor jou ware reward wat jy kry by God die Vader. Ek is nou terug. Welkom terug julle. Ons praat vandag nogal oor paar diep onderwerpe, maar ek voel dit so belangrik en veral in vandag se tyd om hierdie goed vas te vat en daaroor te gesels. Want weet julle wat, dit is hoekom daar baie Christene daar buite is wat nie kan verstaan hoekom wil dinge nie uitwerk in my lewe nie. Hoekom is dit die hele tyd dat ek so sukkel, maar baie keer is dit omdat die hart nie totaal en al uitgekoop is om dit te doen vir die Here nie. En daar is maar selfsugtige begeertes of selfsugtige motiewe in ons harte. Maar ons moet besef dat ons ware reward wat ons eendag gaan kry, die skatte wat ons gaan kry, gaan ons eendag by God die Vader kry. En net omdat ons dit nie nou sien en nou beleef en nou ervaar nie, is dit nie dat dit minder significant is nie. Want onthou, die aarde of ons lewe op aarde is maar net 'n dress rehearsal. Dit is 'n piepklein gedeelte van die ewigheid wat jy in die hemel gaan lewe. So is dit nie maar beter om ons skatte daar bymekaar te maak as op die aarde wat dit kan verdwyn nie. So in Matteus 6 en ons gaan van vers 1 tot 4 lees sê vir ons. Matteus 6 vers 1 tot 4. Take heed that you do not do your merciful deeds before men, to be seen by them. Otherwise, you have no reward with your Father in heaven. So as jy 'n dankie nou al soek, dan het jy hom nou gekry. Dan sê bye-bye. Maar waarvoor doen ons wat ons doen? Dan gaan hy aan en sê, therefore, when you do your merciful deeds, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may have glory from men. Truly I say to you, they have their reward. But when you do merciful deeds, do not let your left hand know what your right hand are doing, so that your merciful deeds may be in secret. And the Father who sees in secret himself shall reward you openly. Julle, hier is al klaar weer 'n ongelooflike beginsel wat hier uitkom. Van die Here wil hê ons moet dit agtertoe deure doen, in secret. En dan gaan hy, wanneer hy sien, dit gaan nie vir jou oor jou eer nie, dit gaan nie vir jou roem nie, dan gee hy vir jou die ware reward. En dan gaan hy ook in Lukas 12, wil ek ook net vir ons 'n stukkie lees. Lukas 12 van vers 8 tot 9. Also I say to you, whoever shall confess me before men, the Son of Man also shall confess him before the angels of God. But he who denies me before men shall be denied before the angels of God. En hierdie is nou weer eens waar ons sê van daai motief van jou hart. Nou, jy dien 'n Christen wanneer jy tussen Christene is, maar as jy tussen ander mense is, nee, nou is ek in die wêreld, nê? En dit is hoekom baie keer is dit ook uit 'n hart van trots. En daar is secret motiewe wat hier in ons hart aangaan. En die ding is, wat jou motief van jou hart gaan weggee, is jou dade. Dit wat jy gaan doen. So as jy wil jou krag in God soek en jy wil hê God moet jou versterk, is dit so belangrik om jou seer en al jou onsekerhede by sy voete te los. Om nie trots rond te beweeg en te dink, luister, ek gaan hierdie ding laat gebeur in my lewe nie, ek gaan dit bewerkstellig nie. Maar ek gaan op die Here wag en ek gaan, wanneer dit nie lekker is nie, wanneer mense my oorkyk, wanneer ek nie die promotion kry nie en ek weet ek moes daai promosie gekry het, of wat ook al die situasie is,
moet ons besef, dit is 'n beginsel van die Here. Want dit is juis in die skadu, daar waar niemand en niks jou sien nie, daar in die secret place, waar die Here ware warriors bou. En dit is juis daar waar die persone wat, kom ek stel dit so, jy kry baie keer dat jy met iemand te doen kry. En hy is so vinnig om vir jou te vertel wie is hy, wat hy bereik, wat sy pa het, wat sy ma het, wie hy in die wêreld is, al hulle besittings, en dit gaan net oor eer, en ek is dit, en ek was dit, en ek was daar, en ek het die gedoen, en dat gedoen, en is gewoonlik daai mense, die wat die heeltyd iets te sê het oor wie en wat hulle is, wat nie eintlik vir die Here belangrik is nie. Maar dis juis die wat niks sê nie, en dit net doen, en dit is net wie hulle is, hulle hoef niks vir niemand te bewys nie. Hulle is wie hulle is deur hulle dade, agtertoe deure, waar niemand vir hulle eer gee nie, waar niemand vir hulle sê, jyne well done nie, daai mense wat se harte na die Here gedraai is en sê, Here, in alles wat ek doen, doen ek tot U eer. Dis vir hulle wie die Here belangrik is. Want jy sien, dit is juis waar die battlefield is om jou eie eer neer te lê en te sê, ek weier om self-promotion, oor te gaan in self-promotion. Here, ek wil dit doen tot U eer. Want onthou, wanneer jy overlooked voel, nê, dan is jy moontlik 'n koning. Kom ons kyk bietjie na Dawid en Dawid se verhaal, nê. Dawid, hulle het so min van Dawid gedink, nê. Van al sy boeties het hulle hom eers gaan roep toe Samuel daar was om die koning te salf nie. Want hulle het gedink, ag nee, wat, Dawid? Nee man, hierdie ou is mos nou 'n pipsqueak. Wat is hy? Kyk hierdie krag, hierdie warrior. As 'n ander boeties het in oorloë geveg saam met Saul. Hulle is nou standaard, nê? En die Here vat die most insignificant een van hulle almal en hy maak hom die koning. Want die Here kyk anderste na mense. Hy kyk na jou hart. En die skatte van hierdie wêreld en die eer van hierdie wêreld gaan nooit ware ewige geluk vir jou kan gee nie. So voor ons net na 4 vinnige beginsels gaan kyk, wat ons nou moet kyk, as mens praat van om die regte motief van mense hart te hê, wil ek gou vir ons net die lees, en dit is deel van die hele verhaal wat ons gepraat het van die saaier, né? Wat saad gaan saai het. En ek wil net een spesifieke deel lees, en dis in Matteus 13 vers 22. En hy sê, and for those that was sown among thorns, so die saadjies wat in die dorings opgekom het. These are ye who heard the word, so hy het die woord gehoor. But the cares of the world and the pleasures and delight and the glamour and deceitfulness of riches choked and suffocate the word, and it yield no fruit. En weet julle wat, is soveel mense wat die glamour and deceitfulness of riches najaag, en dis hoekom hulle hopeloos voel, en leeg voel, en doelloos voel. So 4 vinnige beginsels wat ons nou moet kyk as mens praat van om regte motiewe te hê. Eerstens is, moenie trots in jou lewe toelaat nie, want trots sal altyd oorgaan na om mag te hê, om weelde te hê, om geld te hê, om besittings te hê, om 'n status te hê. En daai gaan jou net al leer en leer en leer. En dan, nou kry jy hierdie populariteit. Nou is jy hierdie famous sanger. Maar wat gaan jy doen? Die volgende oomblik gaan jy probeer selfmoord pleeg. Want jy gaan agterkom, hey ou, hierdie is leeg. Want as jy gaan lees in die message translation, in Spreuke 13 vers 7, dan sê hy, a plain and simple life is a good life. So ons moet ons trots neerlê, ons eie sinnigheid. Die volgende ding wat jou kan potjie, is envy.
So om jaloers te wees en afgunstig te wees, sal letterlik discontentment in jou lewe. Dit saai die saai van discontentment. Want dan, wat dit eintlik doen is, jy kyk wat ander mense het, jy begeer wat ander mense het, en dan's jy ontevrede met wat jy het. So kom ons lees 'n bietjie, nie? In James, Jakobus 4 vers 2. Hy sê, "You are jealous and covet what others have, and your desires go unfulfilled. So you become murderers. To hate is to murder as far as your heart is concerned." Nou praat ons weer daarvan die motief van jou hart. "You burn with envy and anger, and are not able to obtain the gratification and the contentment and the happiness that you seek. So you fight and you war, and you do not have because you do not ask." So om envy en afgunstigheid rond te dra in jou hart, gaan nie net ander mense vernietig nie, maar dit gaan jou ook vernietig. Die vierde ding, en dit gaan eintlik, die derde ding, en dit gaan hand aan hand met envy. En dit is om jouself te vergelyk met ander mense. Soveel mense staar so na ander mense se mooi en se blessings, dat hulle eie mooi en seëninge heeltemal mis. En dit is hoekom ons ook nou gepraat het van om anders te kyk vir die lewe rondom jou, anders te kyk, jou mindset te verander. Nou ek wil net gou vir julle, ons gaan nou amper 'n breek vat, maar ek wil gou vir julle hierdie stukkie lees in Hebreërs 13 van vers 5 en 6. Julle gaan onderstreep teen jou Bybel. Hoor bietjie wat sê die woord van die Here. Hy sê, "Let your character or moral disposition be free from love of money. And that includes greed, lust, and craving for earthly possessions. And be satisfied with your present circumstances and what you have now. For ye, God himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, let you down, and relax my hold on you. Surely not. So we take comfort and are encouraged and confident and boldly say, the Lord is my helper. I will not cease with alarm. I will not fear, nor dread, nor be terrified. What can man do to me? Julle, is dit nie die mees goddelikste skrif nie? Daar waar jy nou oorweldig voel, waar jy alleen voel, waar jy voel, Here, ek is God verlate. Vat hierdie skrif en mediteer hierdie week en sê dit oor en oor en oor vir jou. Here, U gaan my support. Wanneer ek in myself sterwe, wanneer Here, ek doen dit in secret, waar niemand my sien nie, waar niemand vir my erkenning gee nie. Here, ek weet, U sal die regte deure oopmaak op die regte tyd. En die laaste beginsel wat ek net wil deel, voor ons 'n breek vat, is, moenie dat jou omstandighede jou geluk bepaal nie. En dit bring net alles weer saam. Moenie dat roem, dat geld, dat posisies, al hierdie dinge wat almal so 90% van mense strewe na, dit wil ek amper sê. Die meeste van die mensdom strewe na die goed. As jy na stories kyk, gaan dit oor om mag te hê, om eer te hê, om roem te hê, om aanvaarbaar te wees, om populêr te wees. Julle hoor bietjie wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 18 vir ons. Thank God in everything, no matter what the circumstances may be. Be thankful and give praise, for this is the will of God for you, who are in Christ Jesus. So met ander woorde, leer om in dankbaarheid te wandel vir die bietjie wat jy nou het. Leer om dankbaar te wees vir dit wat die Here vir jou nou gee. Fokus net op dit. Want baie keer wil ons die hele tyd, ons wil meer hê. Ja, ons moet streef om beter te word, maar ons moet nie die hele tyd
wil hê dat omstandighede ons gelukkig gaan maak nie. Ons moet dit vind in die gawes wat die Here vir ons gee. Ons gaan so vinnige breek vat, dan is ek nou weer terug. Sien julle nou weer. Julle, ons kuier nou vanoggend en ons praat 'n bietjie oor motiewe van jou hart. En ek wil net gou-gou weer terugkom en ek wil met julle 'n bietjie praat oor om 'n vrugtevolle, produktiewe Christelike lewe te lei. Want jy sien 'n aksie sonder 'n doelwit of met die verkeerde doelwit, laat ek dit eerder so stel, lei na uitbranding en onproduktiwiteit. So eerstens, as jy gaan stagneer in jou geestelike groei, word jy stelselmatig louer. So die dag wat jy tot bekering kom, kies ons die volgende. Eerstens dan plaas ons God autoriteit nou oor ons lewe. So dis nou nie meer my rules en my wil en selfsugtige eie begeertes nie. Ons lê daai neer, want ons sterf nou in onsself. Ons kry nou 'n nuwe kultuur, want ons lewe nou vir 'n nuwe koninkryk. Daai hele ding van everything goes, ek doen wat ook al vir my lekker is, gaan nou, want ons is nie meer deel van die wêreldse kultuur nie, ons is nou deel van God se kultuur. So, dit is waar dit nou die punchline is, en dit is wat ek nou oor gepraat het, van soveel mense sê hulle dien die Here, maar dra hulle die vrug. Nou hoor gou 'n bietjie wat sê Jesus nou weer hierso vir ons in Matteus 12 vers 30. He who is not with me, definitely on my side, is against me. And he who does not gathered with me, or for my side. So met ander woorde, as jy nie sê ek staan, Here, ek is gees, siel en liggaam, staan ek saam met U nie, en jy wys dit in alles wat jy doen nie, ongelukkig is jy dan nie saam met die Here nie. So julle, ons is of all in, of all out. Daar is nie in between nie. Nou hoor gou wat sê die volgende boek, Markus 12 vers 30, soos was nou by Matteus 12 vers 30. Nou hoor wat sê Markus 12 vers 30. And you shall love the Lord your God out of and with your whole heart, and out of and with all your soul, your life, and out of and with all your mind, your faculties, thoughts, and your moral understanding, and out of and with all your strength. This is the first and principal commandment. So met ander woorde, jou fisiese krag, emosionele krag, jou hart, jou gedagtes, jou alles moet jy nou vir die Here gee. Weet jy wat, want die duiwel wil klein jakkelsies en klein onkruid kom plant in ons lewe, en dan dink ons, ek het nou alles vir Here gegee, maar daai klein afdelingkie hou jy nog weg, en jy hou dit nog terug. En weet jy wat, hy sal havoc veroorsaak. En ons wil vir hom geen houvas meer in ons lewe toelaat nie, en dis hoekom dit so belangrik is, want op die ou ende waaroor gaan dit? Is jy alles in, of is jy glad nie in? En ons ken almal die skrif in Openbaring, en kom ons lees dit net gou weer, wat vir ons praat van die lou en die warm, nie? En dit staan in Openbaring 3, vers 15 en 16. I know your records of works, and what you are doing. You are neither cold nor hot. Would that you were only cold or hot. So because you are lukewarm, and neither cold or hot, I will spew you out of my mouth. Julle, dit gaan nie oor, ek het nou net tot bekering kom en nou moet ek hier die perfekte persoon wees nie. Dit gaan oor dat jy konstant moet groei, moet leer, moet verander, en jou karakter moet jy die hele tyd goddelike karakter bou. Jy kan nie nou net sê, ek dien nou die Here, ek gaan kerk toe, ek doen hierdie dinge, maar my lewe wys dit nie. En dis die tweede punt wat ek wil maak, is jou Christenskap moet jou identiteit wees. En elkeen van ons het ons eie journey.
En party van ons is baba Christene. Jy moet nog baie leer. Daar's nog baie goed wat jy moet leer om jou sondige natuur nou te kruisig. Partymal is dit 'n journey om konstant dit te doen. En dan is mens naderhand, dan word jy nou 'n tiener Christen. Dan is jy nou opgewonde en jy dink net almal gaan nou tot bekering kom en jy wil net vir almal vertel van die Here en jy's so opgewonde hierdie nuwe ding wat jy beleef het en dan begin jy volwasse Christen. En dit is wanneer jy dit nie meer voel nie, dit nie meer sien nie, but you do it because it's walking by faith. En dit is wanneer jy deur moeilike dele moet druk. Maar die ding is wat ons moet onthou is, ons moet konstant vorentoe beweeg en ons moet groei. In 1 Petrus 2, vers 1 tot 2, sê dit vir ons die volgende, en hy sê, so be done with every trace of wickedness. Het hy gesê sekere? Hy sê nie, every, alle traces, elke liewe ding wat wicked is. En dan sê hy, and all deceit, and insincerity, wanneer jy 'n hypocrite is, of pretentious is, nee? And grudges, envy, jealousy, and slander, and evil speaking of every kind. Dan sê hy, like newborn babies, you should crave and thirst for earnest desire the pure, unadulterated spiritual milk, that by it you may be nurtured and grow unto salvation. So, baie van ons sê dan, soos ek sê, ons is kinders van die Here, maar gee jou vrugte dit weg. Wat 'n vrug dra jy? En dit sê vir ons in Matteus 3 vers 8, bring forth fruit that is consistent with repentance. Let your lives prove your change of heart. En dit is nou weer eens die ding van jou hart. Ja Here, ek dien nie. Ja Here, ek is die kind. Maar laat jou vrugte dit wys deur jou aksies. Die volgende beginsel is, jy moet groei, anders te gaan jy stadig doodgaan. En in Filippense 3, van vers 12 tot 13 sê dit vir ons. Nou, dis nou waar Paulus praat van, hy is besig om te strewe, nee, na goddelikheid. Nou, ons gaan nou daai hele proses verduidelik. Hy sê, not that I have now attained this ideal, or I've already been made perfect, but I press on to lay hold of, and grasp, and make my own, that of which Christ Jesus has laid hold of me, and made me his own. I do not consider, brethren, that I have captured and make it my own yet. But one thing I do, it is my aspiration, forgetting what lies behind and straining towards what lies ahead. En dit is wat ons moet verstaan daar. Daar's 'n justification. Dit is wanneer jy tot bekering kom. Dan is dit net soos of jy nie sonde het nie, want nou het Jesus se bloed ons skoon gewas. Dan is dit sanctification. Dis die proses van skoonmaking. En dit is 'n konstante proses. Ons kan nie net let go en sê, weet jy wat, die Here het vir my blessings, hy wil vir my goeie dinge hê en daar gaan ek net aan en ek lewe net soos wat ek lewe. Nee, ons moet konstant daarna werk. En dan Filippense 3 in die 14de vers sê vir ons, I press on towards the goal to win the supreme and heavenly prize to which God in Christ is calling us upwards. So weer eens, wat is die motiewe van my hart? Waarna strewe ek? Is ek net 'n hoorder van God se woord of doen ek dit ook? Lewe ek in gehoorsaamheid? So kom ons lees net gou-gou 'n laaste versie voordat ons weer 'n breek gaan vat. En dis in Jakobus 1 van vers 21 en 22. So get rid of all uncleanness and the rampant outgrowth of wickedness, and be in a humble, gentle spirit. Receive and welcome the word, which implanted and rooted in your hearts contains the power to save your soul. But be doers of the word, obeying the message, and not merely listeners to it, betraying yourself into deception by reasoning contrary to the truth.
So is jy elke dag besig om intentioneel in die waarheid te wandel, of dobber jy net rond? Is jy doelloos? Here, pas ek hierdie beginsels toe as ek by die huis is? Pas ek hierdie beginsels toe as ek by die werk is? Is ek 'n skynende lig? Is ek die sout van die aarde? Is ek gehoorsaam aan dit wat U my roep om te doen? Here, as ons nie hierdie beginsels gaan toepas in ons lewe nie, gaan ons baie swaar kry. En dis hoekom ek dit graag vanoggend saam met julle wil deel. Kom ons vat net gou-gou 'n breek en dan gaan ek 'n bietjie praat van sonder aksie beteken jou drome niks nie. En om oor te gaan in aksie, om by dit uit te kom wat die Here vir jou instoor het. Ek is nou weer terug. So kom ons kom net weer terug by die hele ding van om oor te gaan in aksie. En ons het al hieroor gepraat, maar dit is ook hand aan hand met motief van die hart. Wat glo jy regtig en wat is jou motief hoekom jy hierdie goed wil doen? So mense word beoordeel of mense oordeel mense volgens dit wat hulle doen, nie dit wat hulle beplan om eendag te doen nie. Jy kan miskien 'n hart van goud hê, maar so is 'n hardgekookte eier. Dit help nie dat mense net goeie idees het en goeie intensies het nie, en jy gaan nie oor in aksie nie. So action is the natural fruit of direction. Jou goeie intensies moet altyd oorgaan in aksie. Anders beteken dit, jy glo dit nie regtig nie. So jy wil dalk begin met daai besigheid, jy wil meer tyd spandeer met die Here, jy wil daai boek skryf, wat ook al dit is. Sê jy net? Droom jy net? Of gaan jy oor in aksie? Kom ons lees 'n bietjie Johannes 13 vers 17. If you know these things, blessed and happy, and to be envied are you, if you practice them, if you act according and really doing it, of om dit te doen. So action speaks louder than words. Soveel keer wag mense vir die regte tyd, of hulle wag vir die regte geleentheid, regte plek. En as hulle weer kyk, dan is hulle oud en grys en dan is hulle verseker nie meer lus om dit te doen nie. En sommige kere is die regte tyd, die regte geleenthede en hier reg voor jou, maar ons mis dit want ons maak die hele tyd verskonings. So weer eens moet jy vir jouself vra, wat glo ek in my hart? Glo ek dat ek dit regtig kan doen? Glo ek regtig dit is wat die Here vir my instoor het? So jou lewensverhaal word nie geskryf deur 'n pen noodwendig nie. Dit word letterlik geskryf deur die aksies wat jy elke dag doen. So wanneer ons vrese konfronteer, dan alleen kan ons dit bemeester. En almal van ons gaan met tye bang wees. Almal van ons gaan met tye onseker voel. Maar soos Joyce Meyer sê, do it afraid. So wanneer jy met jou vrese stoei en jy sê, luister, ek gaan nie stil staan nie, of ek gaan nie terugdeins omdat ek bang is vir dit nie, maar ek gaan vashou in God se beloftes, dan weet jy, dan sal hy vir jou gee wat jy nodig het om deur te trek. So Spreuke 28 van vers 19 tot 20 sê vir ons, he who cultivates his land will have plenty of bread, but he who follows worthless people and pursuits will have poverty enough. A faithful man shall bound with blessing, but he who makes haste to be rich at any cost shall not go unpunished. En dis presies waarvan ons gepraat het. Hierdie hardloop na die rykdom en die deceitfulness of riches. Hierdie goed gaan op die ouende niks vir jou beteken nie. Nou Henry Ford het gesê, some men dream of great accomplishments, while others stays awake and do it. So sekere mense slaap en sekere mense bly wakker en hulle doen dit. En hy het ook gesê, you don't build a reputation on what you are going to do. So dis ook hier waar ons moet ophou verskonings maak, ophou kla en ons moet oorgaan in aksies. En ons moet ook onthou, jy kan nie 'n negatiewe gedagte
en 'n positief aksie doen nie. So jy moet eers leer om jou negatiewe mindset te verander, om te leer om in dankbaarheid te wandel, want daai gaan die sleutel wees om jou deur te dra wanneer jy voel, ek kan nie dit doen nie. Ons gaan net weer 'n vinnige breek vat en dan gaan ons nog 'n beginsel behandel. Julle, ons kom nou amper aan die einde van die programme. Ek wil net nog so 2 vinnige beginsels met julle deel voor ons gaan afeindig. So, die volgende beginsel wat ek net weer eens in plek wil sit wat ons oor gepraat het, want ek wil net paar konsepte wat ons die laaste paar weke oor gepraat het, net weer bymekaar bring oor om daai nuwe jaar te begin, met 'n nuwe begin te begin en weet te kyk, waar is ek op pad? Waartoe wil die Here my lei? En die volgende beginsel wat ek graag met julle wil bespreek is wees op die regte plek en op die regte tyd. Nee, kyk, God is altyd op tyd. Hy's nooit laat nie, maar hy's ook nooit te vroeg nie. So ons moet leer om in sy tyd te wandel, in die regte seisoene. En solank daar tyd gaan wees, sal daar altyd seisoene in ons lewe wees. Daar gaan tye wees wat ons vreugde gaan beleef en oorwinnings gaan beleef. En dan gaan daar ook tye wees waar daar hartseer gaan wees, verliese, maar dit voel ons fight net 'n battle na 'n battle na 'n battle. So ons gaan afbeleef en ons gaan 'n opbeleef. Maar ons moet leer om te celebrate en dankbaar te wees wanneer ons op die mountaintops is. En wanneer ons in daai valleie is, moet ons leer om te groei, te leer en aanpassings te doen. En op die regte tyd, op die regte plek te wees, maak nie die grootste verskil in jou lewe. En dit is wat ons moet leer, om in tyd te lewe. Want onthou, om te vinnig te wees, is net so uit tyd, soos wanneer jy te stadig is. So leef in jou timing. En baie dinge kan dalk vir jou nou belangrik wees. Maar dit is nie eintlik so belangrik nie. Soos byvoorbeeld, nou is jy op social media en jy jaag na die algoritmes na. En dis 'n gejaag na like en ek moet nou post en ek moet nou konteks en ek moet nou die en dis net hoeveel likes, hoeveel comments, hoeveel dit, hoeveel dat en dis daai populariteit wat partymal mens dryf wat so belangrik kan lyk. Maar is dit regtig so belangrik? En dan mors ons tyd op dinge wat nie nou belangrik is in mense lewe nie. So ons moet leer om in tyd te lewe, in 'n spesifieke seisoen. Die oomblik wanneer jy leer om te sync met die seisoen wat jy nou in moet wees. Dit is wanneer dinge in plek beginne vat. Want baie keer dan is ons ongelukkig in die seisoen wat ons is. Soos byvoorbeeld, kyk, ek het gekies om by my kinders te wees die dag as ek kinders het. En ek het gesê, al 3 my kinders gaan ek die eerste 2 jaar van hulle lewe maak, nie saak wat ek doen nie, gaan ek opgee, want ek wil 'n mamma wees. Want vir wat het ek dan 'n kind as ek nie daar kan wees nie? En ek dink ook is 'n ongelooflike belangrike grondslag in 'n kind se lewe, om eerste 2 jaar by 'n kind te wees. Nie almal kan dit doen nie. Maar dit was my keuse wat ek gemaak het, en kan ek vir jou sê, dit was freaking baie moeilik. Dit was die moeilikste ding om te doen. Dis regtig makliker om net terug te gaan werk toe. Want jy kom bietjie uit jou situasie uit, jy het ander mense om jou, om so alleen met 'n kleintjie te sit. Ek en my man praat nou die dag daaroor. Dit maak jou letterlik mal. Jy's alleen, jy voel afgesny, jy voel dom, jy voel vet, jy voel alles wat jy voel. Jy voel waardeloos. Ek meen, you name it. Dit is baie keer wat die vyand jou mee wil aanval. Maar kan ek vir jou sê wat so ongelooflike belegging dit is, as jy dit in jou kind se lewe kan doen. Dis nou maar net een beginsel, maar die punt wat ek wil maak is, nou is jy by die huis met jou kinders. Nou wens jy, ek kan terug gaan werk toe. Ek wens ek kan net bietjie ontspan. Ek wens net ek kan net bietjie lekker slaap en kry. Ek wens net ek kan weer net vir 24 uur net by myself uit te kom, want kyk, as jy 'n mamma is met 'n klein babatjie, jy het niks meer oor nie. Want jy gee
alles vir daai kind. En dit kan partymal jou so leeg en alleen laat voel, nê? Maar nou wil ons nou uit daai situasie wees. In plaas daarvan om daai klein tyd so op te pas en so te waardeer, want jy weet nie hoe vinnig word daai kinders groot nie. En as jy weer sien as jou kinders uit skool uit, dan is hulle getroud, dan het hulle al begin werk en dan sê jy soos, wat? Waar is daai tye wat ons net lei weg kon lekker speel in die water by die huis, waar die kinders hier by mamma was, nê? En dan wil jy dit nou eweslik terug hê. Of mense is nou by die werk. Nou is jy so ongelukkig by jou werk, want die baas is onregverdig en die mense om jou irriteer jou en jy wil net nie hier werk nie, maar eintlik het die Here vir jou daai geleentheid gegee. Maar ons sien so die negatief om ons mis die geleenthede, want ons kla en ons moan en ons kyk net na die negativiteit. Of ons kan kla oor, ek wil so graag 'n man hê, nou het jy uiteindelik 'n man. Nou kla jy weer, want my man doen dit verkeerd en my man doen dat verkeerd en hy irriteer die wit waks uit my uit. Maar eintlik sien jy niks raak wat hy goed doen nie. En so kan ek aanhou en aanhou en aanhou. Hoeveel keer is dit dat mens uit jou seisoen uit wat lewe, want jy kan nie waardeer wat jy nou reg voor jou het nie. Nou John Haywood het eendag gesê, the more haste, the less speed. So baie keer is mens so ongelukkig en ongeduldig, want ons kan nie wag vir God se perfekte timing nie. En kyk, God se perfekte timing beteken ook nie net alles gaan maanskan en rose wees nie. Partymal is dit 'n seisoen, soos wat ons nou al gepraat het, wat jy moet deurveg om by daai beloofde land uit te kom. Maar daar is 'n tyd wat jy moet wag, dat dinge in plek moet val. En dit is 'n baie moeilike seisoen. Wat dit lyk of alles opgedroog het en alles is leeg, maar jy weet jy staan in geloof. Jy sê, Here, ek gaan nie uit my self uit goeders probeer uit hastigheid en ongeduld goeders probeer manifesteer nie. Ek gaan wag vir u tyd. En dan is daar 'n tyd om dinge te laat gebeur. En ons moet leer om te onderskei wanneer is ons waar. Nou, in Prediker praat dit so mooi van die hele ding van die tyd, nê? En ek wil net een verse lees en dis in Ecclesiastes, in Prediker 3 vers 1. For everything there is a season and a time for every matter of purpose under the sun. So daar's 'n tyd wat jy by die huis moet wees met jou kinders. Daar's 'n tyd wat jy moet uitgaan en moet gaan werk. Daar's 'n tyd wat jy buite jou huis moet dinge bereik en dinge vir die Here moet doen, maar ons moet wandel in onderskeiding. Wat nou belangrik is in hierdie seisoen en wat is dit wat ek nou moet leer? Wat is dit wat die Here vir my in hierdie oomblik vir my wil deurbraak? En ons is partymal so bang ons mis uit en ons is so bang die geleentheid gaan kom en gaan, so ons wil alles gelyk doen. Maar jy moet vir jouself vra, is dit nou tyd vir my om by my kinders te wees? Of is dit nou tyd vir my om nou te werk? Ten koste van wat doen ek hierdie goed? Doen ek dit vir geld? Doen ek dit vir roem? Wat is die seisoene? En in daai seisoen tevrede te wees en te sê, Here, in elke seisoen waar ek lewe, wil ek die word en wees wat daai seisoen verwag van my om te wees. So doen die regte ding in die regte tyd. Daar sal altyd weer 'n geleentheid kom om 'n besigheid te bou. Maar dit is dalk nou tyd om by jou man uit te kom of by jou kinders uit te kom. Moet nooit iets doen ten koste van jou gesin nie. Julle, want daai is die grootste prioriteit wat in ons lewe moet wees. Eerstens die Here, dan jou gesin. En dit is presies daar wat ons die heeltyd moet sê, Here, wat is die motief van my hart? Want God stuur nooit 'n winterseisoen sonder om 'n vreugdevolle lente te stuur. En die groei van die somer en die oestyd van die herfs, alles gebeur op sy tyd. Die grootste uitdaging vir drome is om te hastig te wil wees en dinge buite sy tyd wil te laat gebeur. So die lewe met al sy seisoene moet ons leer om ten volle te lewe en die mooi te vind van elke seisoen wat ons beleef. So ons moet die regte ding doen
op die regte tyd, met die regte instelling, met dit wat in ons hart ook aangaan. En om te glo beteken juis dit. So kom ons al gepraat het van, ons noem dit walking by faith. So dit is wanneer jy nie kan sien nie. Kom ons gaan lees dit sommer gou, voor ons weer 'n breek vat. 2 Korintiërs 5 vers 7. For we walk by faith. We regulate our lives and conduct ourselves by our conviction or belief respecting man's relationship with God and divine things, with trust and holy fear. Thus we walk not by sight or appearance. So, is dit moeilik of is dit maklik? Nee, dis verseker nie altyd maklik nie. En nêrens in die Bybel het daar gestaan ons moet smag na geluk en gemak in hierdie lewe nie. Dis wat ons strewe moet wees nie. En dit is wat ons moet leer, is daai dissipline om te loop wanneer dit nie meer maklik is nie. Maar wanneer jy weet jy's in God se tyd, dan bring dit ware geluk. So ons doel is om in God se gehoorsaamheid en sy waarheid te wandel vir die season of die seisoen wat hy vir jou nou instoor het. Nie buite nie, nie binne nie, maar in sy seisoen. Ek is nou weer terug en nou wil ek so laaste beginsel met julle deel van dat ons problem solvers is. Ek is nou weer terug. So kom ons nou by ons laaste beginsel vir die dag en dit is word 'n problem solver. Soveel mense hardloop weg van probleme of probeer dit net ignoreer of hulle probeer dit die verantwoordelikheid gee vir iemand anderste. Moenie weghardloop vir jou probleme nie. Gebruik dit eerder as 'n geleentheid om te groei en 'n beter weergawe te word van wie jy nou is. En om by sukses uit te kom of by dit uit te kom wat die Here vir jou instoor het, beteken to give what it demands. Meeste mense is nie bereid om hy ekstra myl te loop nie, want hulle wil nie uit hulle comfort zone uitbeweeg nie. En dit is juist daar waar mens dan stagneer en net stadig doodgaan. So boldness en om bold te wees is jou eerste, jou tweede en jou derde stap na sukses. Die mense wat nie bereid is om iets nuuts te probeer nie, gaan dan ook niks kan verwag dat iets gaan verander nie. So jy moet weet wat is jou potensiaal. Soos ons gepraat het, wat is jou doel? Wat is die motief van jou hart? En ek daag jou vandag uit om te gaan en gaan dink. Kan ek meer word van wie ek is op die oomblik? Is ek net 'n mediocre of lewe ek uit dit wat die Here vir my die potensiaal gewees het om te lewe? En dit is hier waar ons 'n doel moet kry, wat jy bereid is om die res van jou lewe op te offer. En dit is hoekom ons ook praat van ons moet 'n doel hê groter as jouself. En dit is om God se doel na te strewe en God se droom vir jou na te strewe. Jou droom sal jou altyd iets kos, né? Dit gaan jou gemak kos, dit gaan vir jou roem kos, dit gaan jou opoffering kos, maar is jy bereid om daai prys te betaal, soos ons nou gesê het, it's gonna cost you something. Daar is niks so ek wil nou die Afrikaanse woord kry, maar dit is satisfying, né? In hierdie lewe, as jy 'n doel na strewe, iets groter as jy, iets buite jou. En dan kry jy daai satisfaksie en daai contentment wanneer jy iets bereik het, wanneer jy iets vir iemand beteken het buite jouself. Want op die ou ende, as ons regtig strewe vir God se koninkryk, dan is dit nie net jou drome, jou roem, jou rykdom, dan gaan dit oor om sy koninkryk uit te dra vir die mense daar buite en iets te wees vir mense om ons. En dit is wanneer ons by ons volle potensiaal uitkom.
En ek dink dit was Mandela wat gesê het, "It only seems impossible until it is done." En dit is juist daar waar ons moet besef, wanneer ons klein dink, nê? Dan sal alles vir ons soos 'n berg lyk. En dis hoekom dit so belangrik is om ons uitkyk oor die lewe te verander. Ons kan nooit stagneer nie, want dan gaan ons stadig maar seker dood. En dan verloor ons die doel in die lewe. You will never succeed beyond your wildest dreams unless you have some wild dreams. So wat is dit wat die Here in jou geplaas het? Jy is 'n probleemoplosser, nie iemand wat probleme die hele tyd moet veroorsaak nie. So kom ons lees net so laaste skriffie. En dan gaan ons net hierdie sessie afeindig en net weer alles bymekaar voeg wat ons oor gepraat het vanoggend. So 1 Timoteus 4 vanaf vers 14 tot 16 sê vir ons: Do not neglect the gift which is in you, that special inward endowment which was directly imparted to you by the Holy Spirit, by prophetic utterance, when the elders laid their hands upon you at your ordination. Practice and cultivate and meditate upon these duties. Throw yourself wholly into them as your ministry, so that your progress may be evidence to everybody. Look well to yourself, to your own personality, and to your teaching, preserving in these things, hold to them, for by doing you will save both yourself and those who hear you. En dit is wat ons nou oor gepraat het. Jy kan of 'n stumbling block wees vir iemand anders en iemand van die pad af lei, of jy kan deur die Heilige Gees wandel. En dit word wat die Here wil hê jy moet wees, 'n probleemoplosser word vir jouself en vir mense om jou. So vra vir die Heilige Gees om jou gees wakker te maak. Vra vir die Heilige Gees, maak my dat ek meer sal wees wat die Vader van my verwag om te wees. Want weet julle wat, op die ou ende, waar gaan ons krag vandaan kry? Waar kry ons abilities? Waar kry ons gawes vandaan? Ons kry dit deur God se Gees. So mag jy hierdie week dit gaan soek by die Here. Ons gaan so vinnig 'n preek vat en dan gaan ons net gou-gou weer oor alles praat wat ons vandag behandel het. Ek is nou weer terug. Dit was weer vanoggend so lekker om saam met julle te kuier en ek hoop regtig dat iets vir jou kom deurbreek het vanoggend. Dit is so belangrik om in goddelike beginsels te wandel, so kom ons gaan net 'n bietjie deur die paar beginsels wat ons weer vanoggend hanteer het. In alles wat jy doen, vra jouself: wat is die motief van my hart? En ten koste van wat doen ek dit? Nommer 2. So jy moet vir jouself vra, is ek 'n people pleaser of is ek 'n God pleaser? Nommer 3. As jy nie 'n spesifieke doel gaan hê nie, dan gaan jy hopeloos voel, oorweldig, onproduktief en jy gaan waardeloos voel. So maak seker jy verstaan die doel. Nommer 4. Dit is juis in die skadu, daar waar niemand jou raak sien nie, waar ware warriors ontwikkel en gebou word, waar niemand nie weet wat jy doen nie, want baie mense sê hulle is iets, maar hulle is eintlik niks. Maar die wat net niks sê nie, wys dit deur hulle werke. Nommer 5. As jy stagneer met jou geestelike groei, word jy stelselmatig lou. Nommer 7. Christendom moenie net 'n geloofstelsel wees vir jou nie. Dit moet deel wees van jou DNA. Nommer 7. Mense word geoordeel volgens dit wat hulle doen, nie dit wat hulle beplan om te doen nie. Nommer 8. Jy moet leer om in tyd te lewe, in jou spesifieke seisoen. Die oomblik wat jy leer om te sink te wees met dit wat in jou seisoen nou is, dis wanneer dinge in plek val. Nommer 9.
God stuur nooit 'n winterseisoen sonder om 'n vreugdevolle lente, die groei van die somer en die oestyd van die herfs te stuur nie. Alles gebeur op sy tyd. En die laaste punt, kry 'n doel wat jy bereid is om te deel en dit deel te maak van die res van jou lewe en wat jy ook jou lewe voor sal opoffer. Jou doel of jou droom sal altyd iets kos. Wat is jy bereid om te betaal? So elke liewe dag is daar soveel geleenthede om ons. Of ons dit gaan sien of nie, gaan bepaal oor hoe ons daarna gaan kyk. Daar's soveel verhale in die Bybel wat vir ons vertel van kan ek sê skatte of verborgde skatte wat weggesteek is en wat mens moes gaan soek het, soos die skat in die veld wat die ou alles verkoop het en die skat moes of die veld gaan koop het. Die verhaal van Dawid, die verhaal van Gideon, Esther, Josef tot Jesus was dalk vir ander mense insignificant. Hulle was nie waardevol vir hulle nie. Hulle het van geen waarde nie. Veral vir Jesus het hulle gesê, wat 'n goeie ding kom uit Nasaret uit. En die mense het hom letterlik gekruisig want hulle het hom waardeloos gesien. En in al hierdie mense se verhale kan ons sien hoe God geleenthede gebruik het wat buite hulle self was. So God vat die kom ons sê 'n waardevolle item of iemand en hy steek dit weg agter dit wat misgekyk word en dit wat onwaardevol lyk vir ander mense. En so mis ons baie keer geleenthede of ons sien nie die waarde van ander mense nie of ons sien nie die waarde van iets raak nie want ons dink in ons menslikheid is nie waardevol nou vir my nie. En so mis ons duisende wonderwerke net omdat ons na die verkeerde ding kyk. So die geleenthede is reg onder ons neuse. Maar of jy dit gaan aangryp of nie, hang alles af van waarna jy kyk. So wat keer jou om by dit uit te kom? Dit was weer so lekker om net vanoggend saam met julle te kuier en hierdie paar beginsels te deel met julle. En volgende week gaan ons 'n bietjie praat oor die saai en die maai beginsel. En dit gaan dan ook die laaste les wees van hierdie reeks, die nuwe lewe, 'n nuwe jy. Nou, as jy van die opnames weer wil luister of jy wil weet dit dalk vir 'n vriendin aanstuur ensovoorts, wees maar net 'n bietjie geduldig. Al my programme laai ek wel op my website, maar die website is net besig, hy's onder konstruksie, so hy's nie op die oomblik live nie. Hy sal seker oor 'n week of 2, ons moes net domeins verander het ensovoorts, so hy sal oor so 'n week of 2 weer aanlyn wees. Dan kan jy gerus gaan kyk by yourdestiny.org.za, maar intussen kan jy gaan kyk op my YouTube kanaal wat Your Story, Your Destiny is met Lisel van Sail. So soek net dit, ek seker jy sal dit vind en dan kan jy sommer subscribe. Daar gaan ons al die hartklank programme dan laai wat jy weer kan na gaan luister. Ons is so 'n bietjie agter, maar gee net vir ons 'n bietjie kansie, dan gaan ons opvang en dan al die programme gaan dan naderhand op datum wees, laat dit agter mekaar hardloop na ek dit uitgesaai het. So ja, mag hierdie week ook vir jou 'n week wees wat jy opnuut gaan kyk na die uitdagings in jou lewe, die moeilikhede. Ek meen, soos gisterand het ek 'n terrible aand gehad en ek het bitter min geslaap en ek het eintlik 'n bietjie van 'n verkoue, maar kyk, ons is nou 2 ure later, ek kon praat. Ek kon met julle gesels en dit is die klein miracles wat ons elke dag moet raak sien. En sê net dankie Here, vir hierdie oomblik het ek dit nodig en U gee dit vir my. En as ons so in afhanklikheid met die Vader God gaan wandel, julle, gaan ons soveel mooi sien wat om ons gaan ompop. So mag dit net vir jou 'n wonderlike week verder wees en soek daai miracles wat reg onder jou neus is. Ek praat weer volgende week met julle hier tussen koffie en genade elke Woensdag van 9 tot 11. Lekker dag verder.